Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met u 'n gedagte rondom Lot. Lot en Abraham wat dan saam uittrek. Abraham vat vir Lot saam. Lot was 'n weeskind gewees. Hy ontferm hom oor Lot en hy vat vir Lot saam toe die Here hom roep uit Ur van die Galdeërs om te gaan na die land wat die Here vir hom aangewys het. Nou, Lot het die voorreg gehad om in Abraham se lewe te sien hoe hy die Here dien. Hy het gesien dat Abraham altare gehad het, dat Abraham die altare gebou het. Aan die ander kant het hy ongelukkig ook gesien die foute wat Abraham gemaak het. Hy het gesien hoe Abraham in Kanaan aankom, hoe hy Egipte toe aftrek wat hy nie moes doen nie, hoe hy daar in Egipte gejok het oor Sara wat hy nie moes doen nie, die Egiptiese slavin wat hy daar gekry het wat hy nie moes doen nie, hoe dat Farao in Abraham verskriklik teleurgesteld gewees het, maar dan sien hy ook hoe Abraham weer terugtrek en weer 'n altaar bou. Nou, op daardie stadium het Lot so baie vee gehad, dat hy en Abraham glad nie meer met mekaar kon saam boer nie, en moes hulle dan van mekaar skei. Nou, dit was seker die mees tragiese ding wat ooit in Lot se lewe gebeur het. Nou lees ons daar in Genesis 13 vers 9 en 10, daar sê Lot en nou sê Abraham vir Lot, hulle twee staan op presies dieselfde plek. Hy sê, lê die hele land nie voor jou oop nie. Skei jou tog van my af, gaan jy links, dan sal ek regs gaan, gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op en sien die hele Jordaanstreek oral volop water, voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies en Lot het na die ooste weggetrek, so het hulle dan die een van die ander geskei. So met ander woorde, nou sien ons, hier staan Lot en Abraham nou op presies die plek, selfe plek, hulle kyk na presies dieselfde prentjie, maar hulle sien twee totaal verskillende dinge. Al wat Lot sien is hier is 'n vrugbare stuk grond, hier so is 'n skaapboer se droom, hier gaan ek verskriklik lekker boer. Abraham aan die ander kant kyk op 'n totaal ander manier en hier lê 'n groot geheim. Abraham kyk met die oog van geloof, want Abraham is in 'n geestelike toestand, Lot in 'n vleeslike toestand. Lot was gered. Ons gaan nou sien hoe Lot was het ook die Here gehad, maar hy was in 'n vleeslike toestand. Hy kyk met die natuurlike oog. Abraham kyk met die oog van geloof. Nou, hoe kyk jy met die oog van geloof? Terwyl hy kyk, luister hy wat sê die Here. En vir hom maak dit nie soveel saak, hoe lyk dit met die natuurlike oog nie. Vir hom maak dit saak, wat sê die Here? En ek kan nou verder gaan lees daar in hoofstuk 13, hoe die Here dan met Abraham praat, en hoe die Here aan hom verseker, dat hy saam met hom gaan, en dat dit met hom goed sal gaan. So nou het hulle paaie geskei, in hierdie vrugbare Jordaanvallei, daar Sodom, Lot gaan bly in Sodom, dis 'n verdere spyker in sy probleme, en Abraham trek na die ander kant toe. En dan kom ons by hoofstuk 14. Lot word nou weggevoer deur die oorlog, dis van die eerste oorlog wat ons lees in die Bybel. Abraham trek uit, hy kry vir Lot, sy familie en die konings van Sodom terug, hy bring hulle terug en Lot kry 'n tweede kans. En met sy tweede kans trek hy terug na Sodom toe. Abraham gaan aan, hy ontmoet vir Melchisedek. Melchisedek was 'n tipe van die Here Jesus gewees, waar hy 'n geweldige geestelike ontmoeting gehad het, terwyl Lot dan weer teruggaan Sodom toe, teruggaan na sy ou lewe, teruggaan na hierdie vleeslike toestand. Maar nou sien ons in 2 Petrus 2, ons weet van Sodom, ons weet van die leefwyse van die mense van Sodom, dat ons vandag die naam van sodomie, dit kom van Sodom af, dit was die mense se leefstyl daar gewees. 2 Petrus 2 vers 7 en 8 sê, en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Sien, dit was vir Lot 'n probleem gewees. En hy het ook met hulle gepraat daaroor, want ons sien in
in hoofstuk 19 vers 4, dit was nou toe God vir Sodom wou vernietig, daar staan, hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en hy wil gedurig die baas speel. So hy het met hulle gepraat. Want die dag kom toe dat God met Abraham begin praat en vir hom sê, hy gaan Sodom vernietig. En dis toe wat Abraham begin intree vir Sodom. En hy sê vir die Here, as daar 50 regverdiges is, die Here sê, dan sal ek hom nie vernietig nie. En so het Abraham afgekom tot by 10 regverdiges is, en God sê vir Abraham, as ek in Sodom 10 regverdiges kry, sal ek die stad nie vernietig nie. En ons sien vandag, in hierdie gedeelte, watter effek die kerk, en as ons praat van die kerk, praat ons van die kinders van die Here, watter effek dit op die wêreld het, en dat die kinders van die Here eintlik die wêreld spaar. Nou kom die engele in Sodom aan, en hulle gaan hierdie stad vernietig, en die hele gedeelte kan u lees in Genesis hoofstuk 19, hoe hulle kom, Lot ontvang hulle, Lot sien onmiddellik, dat dit hemelse wesens is, en hy neem hulle in, en die res van die verhaal, wat u baie goed ken. Nou in vers 15, toe sê die engele vir Lot, jy moet nou vinnig maak, onthou Lot het vrou gehad, 2 dogters gehad, 2 aanstaande skoonseuns gehad, en die engele sê, kry jou familie by mekaar en gaan. En ons sien, in vers 14, hoofstuk 19 vers 14, hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. Hulle dink, wat is fout? Wat is fout? Hulle het geen vertroue gehad in Lot se geestelike lewe nie. En dan, in vers 16, staan daar, en Lot het getalm. Lot het daar in Sodom maar so 'n bietjie rondgang. Hy het daar 'n bietjie tyd opgemaak. En dit sê vir ons, hy was vas aan Sodom. Lot was op daardie stadium vas aan Sodom en seker aan die mense van Sodom, tot die engele om daar uitgehaal het en hy het gegaan. Sy vrou het in 'n soutpilaar verander, want haar hart het in Sodom agtergebly. Lot se vrou kon nie uit Sodom uit weggaan nie. Dan die hele verhaal van Lot en sy 2 dogters in die grot daarna, wat dan die nageslag van Lot tot gevolg gehad het, die Ammoniete en die Moabiete. En sien ons die tragiese verhaal van Lot se nageslag. Die Ammoniete en die Moabiete was glad nie volkere gewees wat die Here gedien het nie. Trouwens, hulle het toe Israel uit Egipte land uittrek, toe het hulle baie vyandig opgetree teenoor die Israeliete en het hulle op die ou end vir Biliam gehuur om die Israeliete te vervloek. Abraham aan die ander kant gaan aan, sy familie word op die ou end Israel, wat tot vandag toe bestaan, wat tot vandag toe 'n land het, met wie God in 'n verbond gegaan het, en hy hou sy verbond, en hy gaan in die toekoms met Israel nog steeds werk. En ons sien die geseënde einde van iemand wat die Here dien, en die tragiese einde van iemand wat in die vlees lewe en aan die vleeslike dinge vashou. En is dit vanaand vir ons 'n baie groot waarskuwing, dat ons aan die Here getrou bly, aan hom vashou, alles vir hom insit, want dit is die moeite werd. Die Here seën die wat aan hom getrou bly, wat hom dien en wat alles insit vir sy saak. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee.